Jesus. Amen. Nou, kan jy dank, sy goedheid agtervolg jou. Draai na iemand toe en sê vir die persoon, dink jy dalk jy's al ene? Die Here agtervolg my. En sy goedheid kry my in die hande. En toe maak hy my die kop en ek is nie die stert nie. Halleluja. Yes, die God prys my. Halleluja. Halleluja. U woord is ja, u woord is amen. Here, ek loof u, ek prys u, Vader. Halleluja. 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 Amen. Amen. En amen. En amen. Halleluja. Amen. Man, God is so good. So good. So good. So good. So good. Halleluja. Amen. En amen. Ek wil hê jy moet vir jou ook 'n lappie kry. Dan noem jy dit sommer jou salwingslappie. En jou worship lappie. En dan sit jy hom daar by jou Bybel neer. Maar nou as jy hom by jou Bybel neer, as jy klaar jou Bybel gelees het, dan moet jy die lappie opvat en daar waar jy loop in die dorp, dan vat jy jou lappie saam. Sê dankie Here, dankie. Here, die salwing, op ou Petrus en op Paulus, as hulle sê, maar nie se klere op hulle kom, hulle gesond word, as hulle bevry word. En dis wat belangrik is, ouens. Weet jy, ek bedien daar so 'n paar jaar terug, bedien ek in daar in die Vrystaat, as hy plek, aan die ander kant Winburg. Ek dink is Winburg gewees, Winburg, ja. Winburg. Nee, Winburg eerste gewees, daar by pastoor, dinges hulle, daai ander pastoor. Maar ons bedien daar, is 'n klein dorpie, want die gemeentes in die omliggende dorpies, hulle kom almal dienste toe. Maar ons bedien en my jong, die Here werk, val op die mense. En ek sê vir hulle, gaan 'n salwingsdiens hou, bring 'n lappie saam. En daai aand, weet jy, as salf ons as hulle die lappies raak, dan slaat hulle daar neer en die lappies om agterna. Dan sê ek, tyd jou klaar vat, maar die Here werk geweldig. Ja. En so 'n week daarna bel 'n man my, hy is ek dink hy's 'n publieke aanklaer gewees. Hy was ook in die diens, hy sê vir my, pastoor, sal jy vir ons 'n gebed doen? Ek het 'n klomp mense op die lyn hier, so ons gaan die foon op speaker sit. Ons het ons lappies en ons olie, maar jy moet vir ons bid. Hy sê, my skoonma het op sterwe gelê. Hy sê, die Here nie gedien nie. Hy sê, ons vat die lappie en ons gaan lê dit op skoonma. En skoonma neem die Here Jesus aan op daai moment. Jy sien, dis nie die lappie, dis die geloof, die salwing. Hy sê, sal jy asseblief dit, ons is klomp mense hierso, lappies is reg, olie is reg, jy moet net bid. Kom aan kerk, weet jy, ons is net te groot vir die woord. Ons is te groot vir die woord, want ons lewe nog te veel, ons image, want ons dink met die natuurlike denke, wat gaan die mense sê? Wat gaan die mense sê? Maar die Here het as die woord lig, weet die sout. Kom aan, ouens. Ek het vir baie mense se lappies gebid. Die salwing opgelê, gebed van geloof. Jou keuse, hier is my lappie. Deel hom partykeer met ouers, maar myne. En jy sien, ek salf hom, ek bid oor hom. Dan sê ek, Here, op wie hierdie lappie kom, op hom lê, Here, dat die behoefte wat daar nodig is, dat die salwing dit sal doen, die juk breek, sodat die blessings kan deurkom. Nou, ons is besig met die koninkryk van God, die evangelie van die koninkryk van God, wat deur die nuwe generasie verkondig moet word.
Nou, die evangelie van die koninkryk van God is nou, waar is dit? Dis nou in ons. Nou, die Heilige Gees is in ons en hy is by ons. Amen, die Gees van die waarheid. Okay. So aan ander woorde, die koninkryk van God nou in ons, baie ons wil eers, hulle wil die hemel toe gaan, maar hulle belewe nie koninkrykslewe op aarde nie. Is dit nie hartseer nie? He? Arme mense bly arm. Hulle verarm. Nee. En dan preek die lot predikers dan nog armer. Dis hartseer. En dis nie veroordeling, maar dis waar. Want jy sien, lees, ek is iemand, ek wil sien. Ek wil 'n reaksie hê. Die woord sê dat hy is lewend en hy is kragtig. En hy is skerper as enige tweesydige swaard en hy bring skeiding tussen gees en siel, met ander woorde hier en hier. Hy bring skeiding sodat die sielsrealm moet onderwerp aan die geestesrealm. Mer en bene oorlegging van die hart. I want to see. I was a visionary. Nee, hy hou van aksie. 'n settler. Hulle sit maar net. Ek het daai jare gewerk, toe ek jonk was, toe werk ek op die spoorweg. Nee? Toe verander die spoorweg na sulke nette toe. En toe word hulle spoornet en toe word hulle sitnet. Ek weet nie, maar daai ding, dit is maar ek wil jou sê, kind van die Here, as daar tyd is wat die kerk moet ontwaak, is dit nou. Ons wil dit so moeilik maak vir die mense as dit kan nie werk nie. Maar terwyl die evangelie maklik is. Al wat jy nodig is dit, Lord, open the eyes of my heart. Dis al. Here, dat ek kan sien. Laat ek kan sien. So aan die woorde, nou die nuwe generasie, dis nou hulle wat tot wedergeboorte gekom het. Dis hulle wat hierdie evangelie moet verkondig. Hallo? Hallo? Ag Here, help hier ons in hierdie kathedraal. Ou julle op YouTube sê tog net ja, amen of iets, sê net iets. Maar jy sien, kind van die Here, die evangelie van die koninkryk van God moet deur die nuwe generasie, met ander woorde hulle wat tot wedergeboorte verkondig word. En nou hierdie nuwe generasie, dis die kerk, die liggaam van die Here Jesus Christus, is nie 'n denominasie of 'n organisasie nie. Dis 'n organisme. Nee. Nou dis Jesus sê ek bou my kerk. So aan die woorde, die pastoor, dis nie sy gemeente nie. Dis Jesus se gemeente. Die pastor, nee, het 'n verantwoordelikheid om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Okay? So wie is die koning? Jesus is die koning. I am a co-worker of Jesus, but so are you. Sien, maar nou moet die evangelie uitgedra word. En die grootste probleem, jongman, waarmee ons sukkel, is die ou dinge. Ons sukkel met die tradisies van die ou dinge. Dis waar. Jy sien, maar tot ons nie sal kom, sien, maar daar's 'n nuwe verbond nie. Daar's 'n nuwe evangelie, dis die evangelie van die koninkryk van God, wat die Here Jesus Christus gekom het om te verkondig. En toe gee hy opdrag aan die kerk, sy kerk, om hierdie evangelie, wat hy kom verkondig het, voor te sit. En nou gee hy vir ons sy gees, wat hy sê, die helper, die Heilige Gees, die trooster, die advokaat, hy gaan julle herinner aan alles wat ek gesê het, en toekomstige dinge. So, as mense met my praat, en die ou bedeling uit, dan kyk ek, ai, shame.
Maar jy sien, die koninkryk van God is 'n power. En dit onderwerp die koninkryk van die duisternis op elke gebied. Nie op sommiges nie. As jy nie jou deurbraak kry nie, dan moet jy na God toe gaan sê, Here, wat is my probleem? Wat is die probleem, hoekom ek nie my deurbraak kry nie? Nou, ek kry profetiese woord, maar die profetiese woord gaan nie in vervulling nie. Ek lees in die week, ek 'n artikel van 'n geestelike man, hy's al by die Here, maar hierdie man is regtig 'n baie kragtige man in die Here gewees. Die Here het hom kragtig gebruik. En in sy getuie praat hy sê, hy bedien by 'n plek, maar hy's ongemaklik agter die preekstoel. Hy kom net nie deur nie. As jy in 'n ruk daarna, kom hy weer, ek wil nie die hele storie, maar in elk geval, hy praat toe met die prediker van daardie gemeente. En die prediker vra, het jy agtergekom hoe ongemaklik is daai kansel? Hy sê, ja. En 'n jaar of wat, ek praat onder korreksie, ouens, maar die kruks van die verhaal is die waarheid wat ek vertel. En hy sê, jy sal my nie glo nie, ek kry 'n gesig of 'n visie of openbaring, toe ek aan die kantel staan en die dak gaan oop, bo kan die preekstoel, en daar sit 'n groot bobbejaan. As jy vat autoriteit, jy sê, kom af, maar die bobbejaan sê niks nie, maar kom af. En so het hierdie pastor van daai gemeente het gekom, en hierdie bobbejaan sê, uit! In elke dag sê in die naam van Jesus, dan beweeg die papegaai, die bobbejaan, amper ek sê die papegaai. Dan beweeg die bobbejaan in die naam van Jesus. As jy so het hom uitgekry by die deur, en dan draai hy om. As jy so het hom naderhand uitgekry in die straat, en hom straat opgejaag. As jy sien die bobbejaan gaan in by 'n, ek weet nie of dit wat 'n winkel of 'n, maar is nie 'n goeie plek gewees in elk geval. As jy in 2 of 3 weke daarna te brand die plek af. So in jou lewe, kind van die Here, kan daar dinge wees wat jy Satan wettige reg gegee het. Jy moet onthou, jy kan nooit weghardloop van verantwoordelikheid nie. Mense, ouens, jy hoor baie, ek kon myself nie help nie, jy lieg hulle die bissies bewe. Want die gees van die profeet is aan die profeet onderworpe. Die Here het nie een skrywer, en jy kan met jou Bybel deur lees, nee. God het altyd die mense wil gerespekteer. So nou kom ons by die evangelie van die koninkryk van God. Maar nou wil ons hom verkondig wetties. Uit die Ou Testament is. Jy sien hoeveel mense hulle wil die Joodse gebruike, en die feesvieringe wil hulle najaag, en ouers, ons lewe in genade tyd nou. Luister mooi, daai fees, rig ons net na Jesus toe. Maar jy's nie 'n Jood nie, behalwe as jy nou 'n Jood is. Hy is baie synig, Jood. Jy sien, maar jy sien, kind van die Here, nou moet ons kom, en ons moet die sisteem verander, en Lionel, dis die boodskap, verander die sisteem. Want ons praat oor saai en maai. Die koninkryk van God bestaan uit saai en maai, en as ons praat van saai en maai, dan dink die meeste ons praat nou weer geld. Maar dis nie net geld, alles in jou lewe. Kyk maar na Rochelle, as sy vir, sy naam nou weer, Japanesie, as sy hom 'n bietjie opvrywe,
né? Dan kry hy sy reaksie wat sy nie wil hê nie. Kom kind van die Here, jy sien want dit wat jy doen, dit gaan jy oes. En as jy jou man skeef opvrywe, gaan jy, as jy vrou, donder weer. Kemi, gelukkig dan nou nie, ja, George dan gelukkig, jy is so sagmoedig, nee. Of jou nie, ek ken hy familie, hoor. Waar jy het vandaan kom, ek ken hulle. Vra maar vir ou, Roderick. Jy sien, kind van die Here, kom ons kom terug. Nou, wat belangrik is, daar moet 'n verandering kom. Ons kan nie bly by die ou dinge nie. Ons kan nie bly by die ou evangelie nie, want dit het nie gewerk nie. Daar kom 'n nuwe evangelie. En dis die evangelie van die koninkryk van God. Nou moet ons hom verkondig, maar omdat ons hom nie belewe nie, verkondig ons hom nie. Hoeveel keer kan jy al vir iemand gebid, hulle word nie gesond nie, maar nou staan jy, is die Here, U het gesê, U sal saam met my werk, met wonderwerke en tekens. U sal U woord bevestig. Nee, ons praat nie met die Here oor die goedes nie. Nee, die ou wat nou net nie gesond nie, dan gaan so, seker met die Here se wil. Hey, word wakker! Nee, as daai persoon nie sê, Here, U het gesê, ek gaan my hande op die siekes lê, hulle gaan gesond word. So as hulle gesond word, nou moet ek in gesprek gaan met God. Nie met hierdie ander ouens nie. Here, U het gesê, wat ek doen wat U woord sê ek moet doen. Kind van die Here, as jy dit net kan hoor vandag, jy moet die woord ken. Jy moet kan sê, Here, U het dit gesê. En Here, U is 'n waarmaker van U woord. U sê vir ons, U woord sal nie ledig na U toe terugkeer nie, maar sal doen waartoe U dit gestuur het. Here, en ek is nou U medewerker, ek is U instrument, met in U naam, met U autoriteit, mag en gesag wat U my gegee het, stuur ek lê my hande op daai sieke, of ek dryf daai duiwels uit, dinge moet gebeur. Hè? Ek het al 'n paar keer gesê, julle kan julle maar self doen. Gaan sien 'n mediese dokter, kyk jy hoe, man, net 'n video van jou neem, hoe pateties lyk jy in die spreekkamer. Dokter. Jou pyn. Dokter, jy weet jy, ek is eintlik 'n baie siek mens. Dan sê die dokter, ja, jy is eintlik 'n baie siek mens. Kom skryf vir jou voorskrif uit, jy gaan jou paar R100 kos. Hey! Gaan dokter toe sê van dokter, hey, hier's iets wat nie lekker is nie. Maar met my gaan dit goed. I'm healed in the mighty name of Jesus. Sien, ons praat nie, want ons ken nie die nuwe evangelie nie. Want ons hou van die ou. Ons hou van die ou. Die ou is lekker om laat te kom. Die ou is lekker, ons lê bietjie in. Ons kom bid nie saam met die pastoor nie. Kom aan. Dis die ou bedeling. Kom aan ouens. Hoeveel mense wil nog onder apartheid lewe? It was a curse, man. It's vieslik. Maar ja, ek kan nie elke dag jou terugvat na pad. Ek wil jou vat na die nuwe toe. Ek wil jou vat na die evangelie van die koninkryk van God toe. Nee. Waar jy 'n koning is, waar jy 'n priester is, waar jy 'n medewerker is, waar jy die ambassadeur van God is.
Die tempel van God, Heilige Gees, dis waarna toe ek jou moet vat. En nou moet ek jou kry, ek moet jou toerus, dat jy soos 'n koning lewe. Nie net, hier is het in die vier, daar waar jy kom, waar jy gaan, you are a king, man. Huh? Jy regeer oor die koninkryk van duisternis, jy regeer oor die ou dinge. Kyk, alles het niet geword. Huh? Wanneer die ouwe wil kom klop, sê, hey, wat maak jy hier? Hey, wat maak jy hier? Laat jy gaan. Laat jy gaan. So in ander woorde, ons moet die systeem verander. Help nie, ouens, God ken my hart. Maar as ek hier lot politieke ouens sit en luister, en baie van die kerksmense luister, dan sê ek, Here, daar is fout. Dan weet ek, sê die Heilige Gees, daar is fout, seun. Alhoewel kan stemme wen, as om aanhou sleg te het lyk. Gebruik die verlede. As baie ons wat bely, maar dan wil ek nog steeds die ding op hulle afgooi, maar hulle het vergifnis ontvang. Sien kind van die Here, totdat ek en jy nie sal kom op die punt waar ons, nou gaan ek die goeie saai nie. Sal nog altyd die ou dinge maai. So, wanneer daar gepraat word om te verander, wissel van die een systeem na die ander, word bedoel die wêreldse systeem, die Babyloniese systeem van koop en verkoop. Daar moet 'n verandering kom. Dis moeilik, ouens, om te verander van koop en verkoop na saai en maai toe. Dis my geld. Ek sal nie my vrou 'n verhoging gee nie. Dis myne. Ek het gewerk vir dit. Hoeveel van julle het al beloftes gedoen wat julle nie nagekom het nie? Wat sê die woord van die Here aangaande beloftes? Moenie beloftes maak nie. Veral nie aan die Here nie. En ook nie aan die pastoor nie. Wat sê die woord van die Here aangaande dit? Jy sien, ons bly by die ou sisteem. Ons bly by die ou sisteem, kind van die Here. Ons moet wegbreek na die koninkryk van God toe van saai en maai. Toe maar los julle hulle nou uit. Ek sal die slaanwerk doen, julle kan my die betaalwerk doen. Wat wil ek jou vanoggend sê, kind van die Here? Saai en maai. You and I need revelation. Ons het openbaring nodig van die nuwe sisteem van die koninkryk van God, van saai en maai. Want jy sien, die ouwe hou jou so vas. Alles draai oor jou. Sien maar, wanneer jy tot wedergeboorte kom, nou kom jy in die liggaam van die Here Jesus Christus, nou gaan dit oor die liggaam. Kyk maar na al die gevegte binne in die kerk. Ou bedeling. Jy's 'n koning om te regeer. Waaroor moet jy regeer? Oor jou broer, jou suster? Nee. Nee. Jy moet regeer oor die koninkryk van duisternis. Sodat jy die evangelie van die koninkryk van God kan demonstreer.
Hoeveel pastore, apostels, profete, herders, leraars, noem hulle net die julle wil. Nee. Hulle is die manne van, is die myn peanut in die pakkie. Huh? Jy sien, no is wrong. Jy kan maar jou Bybel lees, ouens, en jy sê, jy kan maar jou Bybel lees net soveel jy wil. Nee, die woord van die Here sê, die vyfvoudige bediening moet die heiliges toerus vir hulle dienswerk. Verniet het jy ontvang, verniet wat jy gee. Het hulle reg op julle stoffelike goedere? Natuurlik het hulle, die Bybel sê dit. So ek wag nog vir daai rooi, nie 'n bakkie nie, 'n trokkie nie, so Hilux. Toe maar man, ek wil nie saam met jou ry. Ek sê goed werk, dan sê hy. Hierdie is 'n profetiese woord wat in vervulling gekom het. Jy sien 'n kind van die Here, nou kom dit oor, hy wat die grootste wil wees. Laat hom julle dien. Nie oor jou regeer nie. He need to serve you. Kyk hoor wat hierdie man vandag vir jou sê, ek praat waarheid. He. Kyk hoeveel ouens in die gemeente, so ouens in die kerk inkom, soek hulle posisie. Kyk maar. Hy dink as hy nou die diaken is, of 'n ouderling is, hy's nou iets. Jy sien, kind van die Here, daar's 'n nuwe evangelie. So, daar's 'n nuwe stelsel van saai en maai. I need to sow love. Ek saai, sodat ek kan maai. Here help ons. Okay, goed. Maak jou Bybel oop. By Psalm 126. Psalm 126. Maak jou Bybel oop. Want regtig ouens, die ouens wil organisasies bou. En hulle bestee duisende rande aan daai organisasie, aan geboue en programme en alles. Ja, ons wil almal 'n mooi plek hê. En niks moet 'n mooi plek nie, né? Maar dis nie die koninkryk nie. Hæ? Dis nie die koninkryk nie. Maar die evangelie, jy sien, ons wil bly by die ou bedeling van sinagoges en tempels en geboue en al daai iets. No, ons sukkel om oor te skakel na die nuwe bedeling toe. Koninkryk van God. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Jy ken hom, ons mens is geleef in jou chokkertjie is, nee. Nou sê hy, onse Vader, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Nou, die koninkryk van God is God se autoriteit, mag en gesag. Dis die area waaroor hy beheer het. Sy koninkryk. Hallo? Dis nie die hemel, die koninkryk is nie die hemel nie, hoor. In die hemel is daar sisteme. So ons in die hemel toe gaan, wel ken nie die sisteem nie. Maar nou leer Jesus hulle bid, soos in die hemel, so op die aarde. Wanneer moet dit nou gebeur? Hy het hulle geleer bid. En nou is die koninkryk van God in, waar staan dit? Lukas 21. Nou sê die koninkryk van God is nou in jou. Soos in die hemel, so op die aarde. Nou waar en wanneer moet dit nou manifesteer? Die mag en gesag, autoriteit, die bedeling van die koninkryk.
Nou word jy 'n koning. Maar jy ken nie die koningskap van die evangelie van die koninkryk nie. Maar nou is die koninkryk van God in jou. Nou is hy by jou. Al die mag, al die gesag. Efesiërs 3 vers 20 sê vir ons, en hy, hoofletter A, hy, wat mag het om te doen, ver bo kan wie jy kan bid of dink, deur die wat? Krag het waar in jou is. Waar is die koninkryk? In jou. Nou hierdie mag en gesag is om die evangelie van die koninkryk van God te verkondig. Maar ons wil dit gebruik om te manipuleer, te intimideer, te kontrol. Lees jy as vir niks meer verblywend as ek hoor uit die gemeente wat hulle doen deur die koninkryk van God in hierdie dorp nie. Jy sien, kind van God, jy moet oorskuiwe van kragteloosheid na krag toe. Jy moet oorskuiwe van die ou bedeling na die nuwe bedeling. En die hartseer is, ons glo die leuen. Vasgevang. Ou bedeling, ons glo die leuen. Dis hoekom as ouens met my praat oor die kleerlinge, dan kan jy my aktiveer. You are king. Are you born again? Then you are a priest. Kleer het niks in die koninkryk van God te doen nie. Dink jy, is 'n wit man wat Jesus se kruis gedra het. Dink jy is 'n wit man gewees? Dink jy hy laat joetjies wit ouetjies gewees? Alles blas gewees. Zwaar. Kleer het niks. Maar ons het die leuen geglo, van die sisteem van die wêreld. Kerk kom van watter tyd af? Ons is in die kerk, maar tree ons op as kerk. Nee, ons is besig met 'n organisasie. Ons moet terugkom na die nuwe sisteem toe. Nou kom ons kyk so 'n bietjie gou-gou. Ek wil vir ons 'n bietjie lees. Oes van vreugde uit die trane sate. Oes van vreugde uit die trane. Ek wil hê gaan dit weer sê. 'n Oes van vreugde uit die trane saad. Toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Toe God die lot van die mens verander, toe God my lot verander en hy bring my in die koninkryk van God in. En hy kom maak woning in my en hy is by my. En ek verstaan wie ek in die Here en die Here in my is. Toe is dit soos iemand wat droom. It was too big for me. Is te groot vir my. Maar ek dink vir u ook. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Kom kerk, lof en aanbidding. Lof en aanbidding. Laat mure om jou val. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Toe het hulle onder die heidene gesê,
Die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Wat sê die mense van die kerk? Laat skyn die heilige borgers. Gaan nie kerk toe nie. Jy hoor hierdie goeie, dan hoor jy weer anderste en. Maar wat sê die heidene van ons? Wat sê die heidene van ons? Hier gaan iets te veel goeders erop. Here help. Die Here het groot dinge aan hierdie mense. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. Die Here verander ons lot soos waterstrome in die Suidland. Nou hoor nou hierso. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hou vas. Hy wat met trane saai, sal met gejubel maai. Okay, is julle met my? Kyk, ons nou hoor nou sê. Hy loop altyd deur en ween en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Nou, as ek na hierdie psalm kyk, dan sien ek hoe God die lot van die mens verander. Die lot, hy verander jou omstandighede, verander hy. Okay? Maar nou kom hy en hy sê, die mense sal van jou praat. Nou kom hy en dan sê, hy wat met trane saai, sal met gejubel maai. As jy na die eerste paar verse kyk, sê, wow, man, oh man, it sounds so good. Dit klink so goed. Maar nou kom hy hier. Die laaste 2 verse, hy wat met trane saai, sal met gejubel maai. God het hulle lot verander. En kind van die Here, vir my en vir jou, om in die nuwe stelsel in te kom, gaan wees oor saai en maai. Nou sê hy wat altyd deur, hy loop en saai, en hy huil. Jy sien, want in die Bybelse tyd gewees, was daar nie koöperasies gewees nie, wat hulle kan saad koop nie. Elke ou, as hy sy oes afgehaal het van die land af, dan moes hy 'n keuse maak. Hoeveel van daai oes word saad? Hoeveel van my inkomste gaan ek gebruik vir saad? Hoeveel van my inkomste? Nou dis my oes. Dis my salaris. En jy het gesien hoe groot raak 'n R100 noot of 'n R200 noot in die kerk. Jy gesien? Kom aan, geliefdes, moet nou nie vir my sê ek praat nonsens nie. Maar daar by Kentucky. Hy is nie groot nie. Maar nou kom hierdie ouens en hulle het geoes. Nou besluit hy, hoeveel van hierdie oes gaan nou my saad word?
Sien kind van God, is 'n nuwe bedeling. God verander my in jou lot. Uit die koninkryk van duisternis na die koninkryk van God toe, ons lot verander. Nou, die sisteem verander. En nou die ou sisteem is, ek het gewerk vir my geld. Dis myne. Nou, koop en verkoop. Dis hoe dit werk. Nou, goed, nou kom hy. Hier is die saad. Daar's 20 sakke koring of wat ook al, mielies of wat ook al. Nou moet hy 'n keuse maak. Gaan ek 1 sak vat vir saad? Of gaan ek 2 vat of gaan ek 3 vat? Gestel. Nou ek vertel net waarheid. Gestel hierdie ou. Sê goed, ek gaan 3 sakke vat. Dit gaan my saad wees vir my oes volgende jaar. Niemand hoef dit vir hom te sê nie. Met sy eie wil gaan hy keuse maak. Dan vat hy nou daai 3 sakke saad en hy gesit daar in 'n kamer neer. Dis die saad vir my oes volgende jaar. Hierdie ander 7, kom ons sê ja, 10, die ander 7, dis ons kos nou. So ons gaan nou lekker eet. Nee. Ons gaan nou eet. Maar nou kom die tyd, nou weer van saai. Maar hierdie 7 sakke, nee. Kyk, daai Hendrik moet hulle het geëet. Hulle daai saad geëet ook. Hè? Hy het 'n jonkertjie, hy wil nie melk en hy wil biltong eet. Nou is die saad, ag nee, die oes is nou besig, wat nou die kos is besig om op te raak. Nou kom daar omstandighede. Nou kyk die pa, daai is op, maar hierdie is my saad. Dom. Nou hy's pa. Nou kan as jy kom, vat me nog 'n sak van die saad weg. Eet. Wat is met saai. Maar die pa weet. Maar die kerk weet dit nie. Ons eet ons saad op, wat moet eintlik die oes inbring. Nou, dis wat hy sê, hy loop altyd hier, hy loop in ween, daar's nie kos nie. Die omstandighede is nie lekker nie, daar's nie werk nie, daar's nie kontrakte nie, daar's echt, man, dit lyk maar sleg, lyk donker Afrika. Nou loop hierdie man in 'n saai en hy huil, nee. Luister mooi. Ons as mens het emosies. En as 'n kind honger is, of mamma of pappa is honger, of wat ook al die geval is, dan werk dit op ons. Werk in elk geval op my. Okay. Nou loop hierdie man, en nou saai, en hy huil, hy ween, maar hy weet, dis die oes, vir volgende jaar. Maar daai oes, daai saad, kan hy nou opeet. Niemand verbied hom nie. Sy keuse. Maar jy moet verstaan vandag, jy moet hoor die woord, nee, jy kan jou saad opeet, want jou oes gaan kleiner word. En dis hoekom die woord van die Here sê, God het 'n blymoedige gewer lief, nee. Kyk hoe bietjie sê Paulus in Korintiërs, hy wat spaarsamiglik saai. Hoe gaan hy maai? Kali, ek moes hierdie dinge in my lewe leer, ou broer. Ek kom uit die sisteem, die ou sisteem uit mine is mine. Myne is myne. Jy sien,
nou moet ek in die stelsel kom van weggee. En ek dank God vir geestelike leiers wat my geleer het. Nie om te kyk wat uit my kan kry nie. My geestelike pa, pastoor Matthias Marie en Elise Marie, hulle is nou Potchefstroom. Daardie tyd toe ek op Sitnet of Spoornet of wat ook net ook al gewerk het ek goeie geld gekry, maar ek het lang ure gewerk. My vrou het die kinders groot gemaak, ek het gewerk. In die 80's, dus my tiendes, al oor R1000. Ek het regtig goeie geld gemaak. Maar toe ek in die bediening gaan, pastoor Matthias het geweet, as hy my invat, is daai 10de weg in die gemeente. Dis te kort. Hy het 'n besluit gemaak, ek gaan hierdie man invat saam met my. Ek was sy saad gewees wat hy gesaai het. En tot vandag toe sê my hoor, I honor my spiritual father and mother. Hy's bereid gewees dat die inkomste op daai stadium kan sak om my in te vat. Hy wat met trane saai, gaan met gejubel maai. En ek gaan jy sê die Here het ons gebless. En dis iets wat ek en jy moet leer in die nuwe, om oor te gaan na die nuwe bedeling toe, 'n saai en maai. En dis nie net geld nie, geliefdes. Alles in jou lewe. Alles in jou lewe. Of dit nou gees, siel, liggaam, finansiëel is, alles draai in die koninkryk van God oor saai en maai. So as jy kyk na Genesis 26, kom ons lees gou. Gaan nie so 'n paar versies as ons klaar hoor. Genesis. Ja, 26, Genesis 26. Vers 12 tot 16. Isak het toe in die land gesaai en daardie jaar 100voudig gewen, want die Here het hom geseën. God se metodiek of methode, bietjie makliker Afrikaans, is van saai en maai. Jesus word gesaai. Dis hoekom hy sê, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, kan hy nie oes bring nie. U en ek, as die tot wedergeboorte gekom het, is die oes wat Vader God gesaai het, is sy seun gesaai. Toe hy sterf en hy kom op, ons is die oes, sy kerk. Vader se hart is van, sy nature is lief. Dis God se natuur. En baie keer sal ek jy moet saai, maar dit gaan met trane wees. Maar jy sal jou keuse moet maak. Jy sal jou keuse moet maak. Niemand kan dit vir jou maak nie. Want enigiemand het vir jou dwing om dit te maak. Ouers, niemand kan eers dwing om die Here aan te neem en salig maak, en dit is manipulasie. God werk nie so nie. God soek 'n liefde. Hy kom en hy kom staan stil, hy oortuig jou, jy neem hom aan. Dis hoekom hierdie bang maak ouens, en die ouens sê, hey, jy moet jou saak reg maak, die Here se koms naby dit. Hey, stop dit. Ek is op hierdie aarde omdat ek God liefhet, en ek gaan sy koninkryk op hierdie aarde leef, en ek gaan dit verkondig totdat hy my kom haal. Maar ek lewe nou. Maar daar kom 'n tyd, ouens, wat jy moet saai
pas op dat jy nie in jou saad, dit is goeie raad wat ek jou vanoggend gee, moenie aan jou oes vat nie. Party ons is so ongelowig, hulle eet hulle oes op. Volgende jaar beskuldig hulle God. No, don't do it. Daar moet 'n nuwe bedeling ingaan van saai en maai. Nou kom Isak en hy 100voudig maar, want die Here het hom geseën en die man het groot geword en altyd weer groter geword totdat hy baie groot was. Hy het troppe klein vee beeste gehad en baie bediendes sodat die Filistyne hom beny het. Né? Jyd. As mense nie vir jou skinder nie, man, dan is hy fout. Dis waar. Ek gaan julle nou na teks toe vat. Help nou, ek sal nou dan gaan. Maar hoor wat sê hy hierso? Hy het al die Filistyne het hom beny. Die ander woord is die volke, het hom beny. En al die putte van wat die dienaars van sy vader in die dae van sy vader Abraham gegrawe, die Filistyne toegestop en met grond gevul. Toe sê Abimelech vir Isak, trek weg van ons, want jy het vir ons veel te magtig geword. Jy sien, Isak het verstaan, God is sy bron. As God die wasdom gee in die ouens, dan kan jy maar werk soos hoeveel jy wil. God gee die wasdom. Maar God se stelsel is van saai en maai. God gaan dit nie vir my of vir jou verander nie. Dan sal hy baie onregverdige God wees as hy dit doen. Want dan is hy aannemer van die persoon. Die Bybel sê God is nie 'n aannemer van die persoon nie. Nou maak gou julle Bybels oop, ek het nog 3 tekste. Maak gou by Maleagi 3. Nou ek weet ouens, Maleagi is 'n skrywe vir die priesters, en vir die leviete, maar ek wil julle iets wys. Okay. En jy, in baie ons sê jy pastoor, jy sê ou bedeling, en maar kom ons kyk net wat sê die woord, né? Ek wil jou op iets wys, ek wil hier aandag slaan, né? Nou gaan hy vers vanaf Kosdiens vanaf vers 10. Bring die hele 10 na die skathuis sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog hierin, sê die Here. Dis die enigste plek wat jy in die Bybel kry wat jy God kan beproef, dis hierso. Van die lees of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sal ook die springkaan van julle afwees, sodat hy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. Nou hoor vers 12. Man, highlight, om kry jy hom in jou hart. En al die nasies sal jou gelukkig wat sê in Psalm 126, en die volk het hulle gelukkig geag. Wat sien ek in Genesis, né? En dit afgunstig geraak op Isak. Dis onvermydelik. Wanneer God jou seën, sal mense afgunstig wees op jou. Maar anders sal sê, wow, maar hulle gaan jou gelukkig ag. En hierdie lot kerkmense, ek wil nie daai woord gebruik nie. Hierdie lot kerkmense sê, toe ek nou die Here aanneem, toe verarm ek. Toe ek nou die Here aanneem en ek vereer God met my offers en tieners, nou toe raak my geld minder. Kom aan. Ek wil jou sê, dis hoe die mense praat, man. Dis wat hulle sê. Nee.
Maar dis die teenoorstelling, die Here sê, kyk, of ek nie die vensters van die hemel oor jou geoopmaak, en die volke gaan jou gelukkig ag nie. Man, ek wil jou sê, Callie, nee, jy moet nie vir sê ek is ryk nie. Jy sê, pastoor, jy is baie ryk. Jy het mense moet nie vir jou sê, jy is ryk nie. Jy sê, baie ryk. Want ek bedoel, dis die guns van die Here, maar jou rykdom word bepaal deur jou saad wat jy saai. Jy kan maak net wat jy wil. Kom kind van die, dis die nuwe bedeling, saai en maai. Maar daar kom tye in jou en my lewe, ons wat ons keuses moet maak. En dis wat Jakobus sê, ag dit louter vreugde broeders, wanneer julle in allerlei beproewinge, versoekinge en daai goed is werk, want die lydsaamheid gaan bring dat jy, as jy die lydsaamheid volbring, sal jy niks gebrek hê nie. Ek saai lof, en ek saai aanbidding, en ek saai, alles in droogte tye, my God will supply all my needs. Een klein getuie. Een klein getuie. Elke Here. Klein getuie. Is nou op 'n jaar terug, maak ek 'n belegging. En daai belegging groei binne 'n paar weke met R200,000. Wat is R200,000? Is dit baie? Hang af hoe jy daarna kyk. Ek is ernstig. Mag God julle help dat die tyd kom dat getalle geld nie vir julle saak maak nie. Want sodra jy sê, dan beperk jy God met daai denke van jou. En my belegging val, dat ek in die rooi is. Maar ek weet, daai belegging gaan sy oes gee vir my. En weet jy wat? Ek is al uit die rooi uithaal. Hy is besig om die groen toe. Ek spreek dit. Maar nooit God beperk met hierdie denke nie. Here, Jabes, strek aan grondgebied. Maar jy kan maak wat jy wil, totdat jy nie in die geestesrealm saai en maai verstaan nie. Sal jy altyd met die ou stelsel werk. Ek sluit af. Lukas 18. Lukas 18, ons lees. Net van vers 18. Lukas 18 van vers 18. Die ryk jongman en 'n sekere owerste vra hom en sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Man, ek kom nou aan 'n gedagte. Ek sal nou aangaan. Ek wil nog 'n bietjie preek oor hierdie ding. Julle sê mos, daai ou is mooi van binne en mooi van buite. Wat sê die woord? Wat sê Jesus hierso? Niemand is goed behalwe Vader nie. Okay, goed, ons gaan dit aan.
Maar as goed as die mense goed dit in jou toedag, dis reg, is geen fout nie. Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuie gee nie, eer jou vader en jou moeder. En hy sê al hierdie dinge het ek onthou van my jeug af toe. En toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou, verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, volg my. En toe hy dit hoor, het hy bedroef geword, want hy was baie ryk. En toe Jesus sien dat hy diep bedroef geword is, sê hy, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. Saai, maai. Hy wat met trane saai, sal met gejubel maai. Luister baie mooi, dis die mooi kind van God. Jy moet saam met God Heilige Gees werk, want dit is saai en maai. Ok, goed. Nou kom ons gaan daarna vers 28. Toe sê Petrus, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. En hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, daar's niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het ter wille van die koninkryk van God. Ek wil hê jy moet hoor. Hy sê nie ter wille van hom nie, ter wille van die koninkryk. Okay? Van die koninkryk van God, wat nie baie maal soveel in hierdie tyd sal ontvang en ewige lewe in die eeue wat kom nie. Op 'n ander plek sê hy 100voudig in hierdie lewe. In hierdie lewe sal jy ontvang. Saai en maai. Ons sal volgende week gaan ons 'n bietjie aangaan, ons deel 2 vat. Maar dis belangrik dat u moet verstaan, die nuwe bedeling is saai en maai. Daar moet 'n verandering kom in my en jou hart en ons gesindheid. So, Roderick, dit is goed om met jou vrou te deel. In goeie van goedheid, tye van slegheid, goeie van vrugtekoek en minder vrugtekoek. Daai man. Hy deel nie die vrugtekoek met sy vrou nie. Daai, ja, kyk nou, daar's hy. Sê daai. Skies. Die vers wat ek geleer het, is wat hy sê in Malagi sê hy sê die mense sal julle gelukkig ag. Ja. Wanneer die seën van die Here op jou kom, die seën van die Here wat losgemaak is, saai en maai. Dis God se natuur. Dis hoekom hy sê Johannes 3:16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Sodat nie een van ons verlore hoef te gaan nie, maar almal die ewige lewe kan hê. En dis hoekom Paulus sê, is die koringkorrel nie vol nie. Totdat jy nie sterf nie, kan jy nie vrugte dra nie. Totdat jy nie die ou bedeling af lê nie, kan jy nie die nuwe bedeling. Amen. Dis hoekom ek sit baie keer as ek hoor die ouens praat van die arme mense, daar's 'n rede hoekom mense arm is. Hulle verwerp waarheid. Hulle wil nie waarheid hê nie, want waarheid gaan jou kos. Waarheid ver van my en jou om te verander. Saai en maai. Onthou, jy kan God nie se arm draai, soos baie pastore sê, of apostels, of hulle sê, as jy nou R10,000 gee, dan gaan ons nou vir jou bid, en ons gaan spesiale sien. Jy moet daai ou so hard klap, ne, dat hy soos 'n tol sing. Ernstig. Want die Bybel sê, verniet wat jy ontvang, en verniet wat jy gaan gee. Jy kan nie werk vir jou saligheid. Jy kan vir niks werk in die koninkryk van God nie. Alles is liefde. Ek saai, 'n, 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 'n,
En dit wat ek oes, daai oes, moet ek al reeds besluit, hoeveel van my oes gaan ek wegsit vir saad vir die volgende oes. Maak dit sin, kerk? God bless you. Kom ons